Baie mooi uitsig, is net berge. So deurstap, kan jy nou sien hoeveel tafels. Okay, ja, en hierso net so vinnige bosbokke, hier klein rooi skaars duikertjies, seekoei. So die rivierbukke. Dit is 'n fantastiese return op hulle krop. Ja. Okay, ja, kyk hoe mooi. Hier is nou. Ja. Net hier so. Hierdie. Kyk so, hierdie is 12 hektaar wat oop is hierso. Ja, groot dele hierso om die lodge en so strook af wat ontbos is. Sê. Mooi is dit nou hierso in die rivier. Ja, baie mooi digte bos en plantasie. Sê, hier ry ons nou net so 'n paadjie deur die bloekomplantasie. Okay, en dan hier gaan nou die pad wat na die res van die bos en na die berg toe gaan. Okay, so hierso begin ons nou by die eerste klomp slaapeenhede. Daar was 10 eenhede en en al hierdie 10 eenhede saam vat 60 mense, so 6 mense per kamer. Elke eenheid het sy eie stoepie en afdak. As jy nou inkom, dan kan jy nou sien, dit is 'n klomp beddens, so 'n badkamer, stort. En ja, dan is daar 10 van hulle. En dan stap jy uit, elkeen kyk uit op 'n baie mooi tuin. As jy hier kyk, dan kan jy sien, hierso is 10 van hulle so in 'n ry gebou. Hulle almal lyk dieselfde. En dan as ek net so draai vang, dan kan jy sien, so 'n baie mooi tuin. Okay, so daar, hierso is 'n huis waar familielede bly van die plaaseienaars. Is 'n 2 slaapkamerhuis, oop plan stoep en kombuis. Leefarea, ek dink studeerarea ook. Ja, een badkamer wat en suite is. Ons kan nie ingaan nie, maar net so van buite af kan jy die stoep sien met sy seils. Net langsaan het hierso is hier 5 luxury chalets. Hulle almal lyk ook maar dieselfde aan die binnekant. Ek gaan nou binne die een gaan wys. Parkeerarea daar agter. Elkeen van hierdie luxury chalets het sy eie afdakkie, stoeltjies en so. Stap jy nou hier in. Hallo. Hallo. Okay, nou stap jy nou hier in, dan sien jy hierso 4 beddens. Hierdie is nou die oop plan kombuis / leefarea. What do you think? Do you like it? I think it's quite snazzy. Yeah, it's very nice. Okay, ja, so hier is nou die kombuis. Nou hier deurstap. Kyk, hier is nog 'n kamer. Nog 3 beddens. Hier deur 'n stort. Met 'n extractor fan. Baie mooi afronding. En dan natuurlik toilet ook. En as jy hier by die agterdeur uitstap, dan kan jy sien, kyk jy nou hier uit op die agtertuin, so lekker veld. Look at the mountains they brought. That's so beautiful. Oef, ja. I stood here for a moment just staring at it. En as jy nou kyk, hier so is die What? braai area. Baie mooi uitsig, is net berge en berge waar jy kyk. Okay, en dan hierso net langs die luxury chalets is hierso 6 eenhede wat ook almal dieselfde lyk. Hulle het ook elkeen hulle eie stoep en dan is daar so tussen 5 en 6 beddens per kamer. Hulle is nie self-catering nie.
Okay, ja, en dit is dit nou hier omlyk, lekker sit areaatjie. Die lodge is nie oop aan die publiek nie en dit slaap so 170 mense. Hoofsaaklik kom hulle kliënte van die myn af, van die myn shutdowns. Hierdie plek het baie potensiaal as mens byvoorbeeld dit oopmaak vir die publiek. Okay, en dan hierso is daar nou nog 6 eenhede. Weereens elkeen is afsonderlik sy eie private stoep en as jy nou inkom, dan is daar 2 beddens en 'n badkamer stort. As hy alles baie mooi netjies en skoon. So ja, yskas, boekrak of klerekas en dan ja, stap jy nou hier uit op die tuin. En nou hierso, hier is 2 eenhede, ons kan nou nie ingaan nie. Dit is waar die eienaar en sy meisie bly. Elkeen het sy stoep en dan ja, is heel groot binnekant. Ek kan nou nie binne gaan nie. Okay, en dan stap ons nou hier na die kombuis eetsaal toe. Soos die lekker gasbraai is, al die fasiliteite. Baie tafels, daar is nog gebraai. Mooi versierings. Hier instap, dan hier is nou die groot binnendeel van die restaurant. So deurstap, kan jy nou sien hoeveel tafels en sitplekke is hier. Okay, en dan daar agter hierdie skeiding is die kombuis. So ja, as jy nou hier kan sien al die kombuis oonde, stowe, pizza oonde, gasbraaiers, yskaste, chipsmasjiene. En dan hier stap ons nou uit na agter toe. Okay, hier stap ons nou uit na die agterdeel toe. Hierso is nou meer die praktiese deel, die infrastruktuur. As nou hier instap, dan kan mens nou die vrieskaste, inverters en batterye sien. Hierso is so koskamer waar al die stok gehou word, gasbottels. Daarso is watersuiwerings. Ek en dan hierso, hier is die waskamer waar al die gaste se beddegoed en klere en dinge gewas word. En kombers, so al die beddegoed, materiaalgoed. Okay, hier agter is werkersakkommodasie, alles heel netjies. Okay, en dan hierso is stoorkamer, stoorarea. Ja, hierso is groot stoorarea waar meubels reggemaak word en allerhande herstelwerk gedoen word en goeders gestoor word. Hierdie is 'n greenhouse. Op die oomblik hierdie seisoen is hy nog nie geplant nie, maar daar kan baie geplant word en dit word gereeld gebruik. Okay, ja, en hierso net so vinnige net verbygang van die woord in die tuin lyk. Okay. Ja, so hierso is ons nou, ons gaan nou 'n bietjie draai in die veldry. Die enige diere hierso? Ja, baie. Okay. Dus dit alles is wilde diere, niks ingesit nie. Daar's Okay. bosbokke, die klein rooi skaars duikertjies, seekoei, kroes, riepokke. Ja, Red River Rats, ja, nee, ander kom hulle baie uit. Jy sien hulle oralste. Gewoonlik sien jy hier in die velde ook. Okay, so hierdie was alles plantasies gewees. Ja. En dan het hulle nou maar oor die jare skoon Ja, hulle het gemaak. afgesny en jy was 'n plant deur, so hulle kon nie weer groei nie. Ah, Ons het okay. dit gemors gesit.
So julle doen redelik ontbosting met die bloekom Ons al die bome. die wortels en al die groot stampe uit. Okay. Uitheemse bome is uitgehaal. So dis eintlik heeltemal skoon. Dit gaan so lyk teen einde van die jaar soos hierso. Okay. Reg tot by die rivier. So gaan soos lekker 'n bietjie van 'n relax onthaal. Ja, 200 000 liter. Dis perfekte dam uit. Eilandetjies wat inkom en die bome in die agtergrond verbas en vir so graag die lapa hier opsit. Okay, Die okay. oor die dam kyk, ja. En hier is 'n dink 600 000 liter. Dis 'n verskriklike groot dam. Okay, so is groot. Ja, hy het net bietjie herstel na onder nodig. Welkom op daar, so hy is omtrent so 2 meter diep en dan is hy so 120 meter lank. Okay, cool. So daar is 'n natural dam agter hierdie riete waar die Okay. water klaar lê. Ons wil hom maar net vul. Hoe is julle reënval hierso? Goed. Baie goeie reënval, né? So hierdie jaar seker, hierdie jaar is bietjie oor uitspattig gewees, so seker 1200. Ja, hierdie jaar het baie gereën. 400 mil gehad, ja, dis Ja. bietjie rof. Maar ons average doen so 800 mil. Okay. Jy weet nie hoe die damme geleë is. Jy mag in 'n rivier van 'n rivier af wetlik water insit, maar jy mag net nie vloei breek nie. So jy kan in en uitvat. Riviere bymekaar kom. Hier is nou die een. As jy nou daar gaan, dan sien jy kom hulle daar voor in mekaar, ja. Okay, kom ons Kyk, hierdie riviere is vol maat. Hierdie is die laagste wat hy kan wees. Ja, Hierdie een vir my uitlaat kyk. ek sien, ja. Ja. Die rivier het redelik gestoot. Hy kan nie daar is. So hy loop heel jaar. Permanent. Maar die ouens is al die groot plaasboere so bo. Dit is 'n fantastiese return op hulle trots. Ja, sy. Ja. Okay, hier stap ons net so deur. Hier is nou die vurk waar die twee riviere bymekaar kom. Ja. Okay, ja, kyk hoe mooi. Hier is nou. Dis nie seker spore. O, ek sien ja, hier is die seekoei spore. So jy moet pas op as jy hier loop. So hoeveel, weet jy hoeveel seekoeie het julle of 2. twee seekoeie? Ja, Okay. Okay. Ja. Net hier so. Hierdie riete. Van hulle ontslae raak nie. Yes. Hulle is Ek het nou gewen hier by die dam. Die dam was toe. Maar proses en geld. ja, Hy vat baie. ontbosting, enige Ja. ontbosting kos baie. Kyk so hierdie is 12 hektaar wat oop is hierso. Jy kan boer hierso, Ja, jy kan absoluut. Alles is reg geboer. die grond is absolute goeie gehalte grond. Ja, die boorgat gee 70 000 liter per uur. 10 hektaar se bloekoms is dit daai wat nou daar agter reg, is. Ja. En ja, groot dele hierso om die lodge en so strook af wat ontbos is. Ons het ook nog laat bietjie reën ook gekry. Dis die ding, ons het nou wat nog 'n week en 'n half terug reën gehad. Maar net bietjies. Jy sien, so So ja, die groot damwal gaan nou hier's actually 'n pad wat hier oor hierdie damwal ry. So jy sien al die my pype wat uitgespoel. ek sien jou. So die pad gaan oor na daai kant toe. En hierdie is hierdie nog deel van jou grond, hierdie koppie hierso? Alles tot by die agterste berge agter. Hier's nog so okay. 50 hektaar wat plat stuk op hierdie berg is. Pragtig met water en alles ook. Gestoot met bulldozers, daar's plek om huise op te sit. So al die paaie is kos gestoot. Yes, maar hier is dan ook mooi, hè, hierdie Ja. nou natuurlike water swemgat. Wow. As jy die beste foto's soek, moet jy vir insit, hè. Ja. En die met roos toe. Sy. Mooi as dit nou hierso in die rivier. Hierdie kant, hier is nou half op die een kant van die ontboste area en die lodge lê daar ver as ek inzoom. Kan jy nou sien. So al die materiaal Ja. wat om brûe te bou en goeders is reeds hierso reg. Ja, baie mooi digte bos en plantasie bloekoms. Okay. So jy moet net vanaf wys. Ek het 'n huis vir my gebou in 'n kerkie binne Klipkoup. Okay.
Soos 'n cabin en dan 'n klipkerk. Al die klipkerk en maak die dakke afgehaal. O, okay. So hulle is net maar half, hulle is net raamwerk vir 'n gebou. Jy moet Yes. dakke opsit en Dis sulke reg. goeders. Okay. Nou, hier is nou nog 'n deel van die rivier. Hier ry ons nou net so 'n paadjie deur die bloekomplantasie. Omtrent so 150 000 se waarde op die bome. En hoe gereeld sny julle aan die Niks. bome? Nog nooit gesny nie. Ja, ons gebruik dit vir die mooiheid. En dan so 'n paar jaar reg om die hele plaas gestoot. Bulldozer fence op. Sit 'n stuk af voor ek nog die fence op het nie, maar Okay. So die wild beweeg vrylik hier Ja, deur. Is nie julle teel nie met wild en Nee, dit is glad net nie. Wille goed. Kan jy 'n idee kry hoe die plaas gelyk het? Okay, ja, met hierdie om hierdie groot. goed uit te haal, my maat. Dis nie net enige bulldozer nie, jy het excavators nodig, klip 'n rooi Ek het duikertjie. gesien daar, ja. So die eiendom gaan nou nog daar op daai koppie Ja, op. reg agterom, Agter. die plat stuk en dan nog 'n groot berg agterom. Baie wild daarbo. Rietbokke, kudus. Okay. Ja, daar's ons paai daarbo en alles. Okay. Ja. Ek gaan nou nie deurgaan vandag nie, ek het Okay. nie veel voor en dit is moeilik om te draai binne. Okay, is reg. En hier is nou nog 'n deel van die rivier. Okay. En dan hier gaan nou die pad wat na die res van die bos en na die berg toe gaan. Okay, so hier ry ons nou by die lyndraad af. Goeie heining, goed in stand gehou. Hierdie berg is nog deel van die grond. En dan zo'n 3 kilometer rivierfront, natuurlike wild, baie goeie landboupotensiaal. Hier is baie hoë reënval in hierdie area en goeie warm klimaat. Die veld word maar 'n bietjie vaal in die winter, maar soos ek sê, ons is nou verby die helfte van die winter en die veld lyk nog redelik goed. Stoptreins, dit is 22 hektaar bloekom bosbouregte en dan kan jy dit afbring, dit raak bietjie minder as jy dit bring na besproeiingsregte vir plaasgebruik. Okay. En dan het ons al hierdie bloekom sodat elke bloekom tel vir 'n hoeveelheid waterregte. Okay. Dit is nou die grens van die 200 hektaar en hy gaan tot by die voet van die berg. Ek is Herman Kreer, kameraman vir Gamefarm Net en ek reken jy moet inteken. Het ek nou 'n mooi shot van hier kan met. Nee.